En ons is terug met nog 'n splinternuwe episode van die 1 minuut met Jesus podcast. Kind van God, daar's baie druk daar buite vandag en dit het 'n gejaag geword en so selde gryp ons na goed om ons te help ontsnap, goed wat vir ons 'n kruk geword het en baie keer is dit nie God nie. En vandag in hierdie episode gesels ons met 2 mans wat vir baie jare gegryp het na sigarette, wat met die verslawing van rook gesukkel het en prys die Here, hy het hulle vrygemaak. So ons gaan hulle vandag 'n paar vrae vra. En kind van God, mag die Here jou hierdeur bemoedig en mag jy hierdeur weet en ontvang dat die Here nie vir jou 'n gees van vrees gegee het nie, maar dat hy jou tot vryheid geroep het. Bram, jy is vandag eerste aan die woord en ek wil jou laat met 3 vrae eintlik. Deel met ons, hoe het die Gees jou oortuig? Hoe het jy tot die besef gekom dat jy wil klaarmaak met hierdie lewe? En deel ook met ons die impak wat jy vandag, nou dat jy vry is, besef, dit op jou gehad het, die bindings wat dit op jou lewe gehad het, die negatiewe invloed wat dit gehad het. En dan ook, vandag sien ons so baie jong mense wat reeds vroeg al in die wip trap van hierdie verslawing, wat vroeg al sukkel met rook, en selfs jong mense wat in die transisie is om te wik en weeg, om dit wel te beproef. Wat sal jy vir hulle sê? Hoe sal jy hulle bemoedig? Deel meer met ons oor jou storie en die pad wat jy gestap het. Goeiemiddag Sinay, dis Bram Niemann hierso van Ewige Lig Mosselbaai. Na 50 jaar van rook het ek besluit om op te hou en die besluit was nie 'n mediese rede nie. Ek het 3,5 jaar terug my hart vir die Here gegee, na my ontmoeting met pastoor Marius, en die Here het in my begin werk, en eerste ding wat ek moes doen is ek moes gedoop word. Nadat ek gedoop word het hy met my gepraat oor my rokery, en daar is gegoogel en daar is gedit en gedat, en mense het my gesê, die Here gaan jou nie wegwys as jy in die hemel kom en jy het gerook nie, maar die Here het vir my gesê, jy gaan moet ophou rook, want dit is 'n afgod, want ek was heeltemal totaal en al verslaaf van dit. So na 'n groot gestoei en binne in my het ek een oggend opgestaan en net besluit, ek gaan dit nou neersit. Ek het dit toegedraai in tape, die sigaret en die lighter, en ek het dit in die laai gesit en gesê, ek gaan nie weer rook nie. En mense het vir my gelaag, want ek het dit al probeer doen, maar hierdie keer was dit nie 'n mediese besluit nie, dit was 'n geloofsbesluit. Die Here het in leidingstyd het ons gekyk en gebid en gehoor hoe die Here vir ons gelei het. En ek kon nie dit oor my hart kry om net dat ek nie eers net 'n sigaret kan neersit en nie rook nie, na al die lyding wat hy deurgegaan het vir my en vir ons, en dit het my laat besluit dat ek gaan dit neersit en ek gaan ophou rook. So na 50 jaar, het die Here my gehelp. Ek raak nou nog lus, maar dit was 'n baie maklike besluit hierdie keer. Alles het baie goed afgewerk. Soos ek sê, ek raak nou nog lus, maar die Here help my. Dit is sonde. Om te rook is sonde. Mense vertel jou, dit is nie sonde nie, ek kan vir jou nou sê, want jy raak verslaaf daaraan, en dit is 'n afgod wat jy aanbid. Dit gaan nie eintlik so seer oor die tempel wat jy, seker ook oor die tempel wat jy vuil maak en beskadig, maar die grootste ding vir my was, dit is 'n afgod, want ek kon nie sonder dit nie. En nou is ek gevry waarvan dit, heeltemal, en ek kan nie ophou vir mense vertel hoe goed dit is en hoe dankbaar ek is dat die Here my help en na my kyk. En vir enige van die jonger mense wat rook, toe ons jonk was, jy was groot as jy, en daar was baie druk van vriende en vriendinne, en jy was baie cool as jy gerook het. So boonbehalwe dat dit jou baie geld kos, dit is sonde. So dit is ook eintlik 'n baie vieslike vuil gewoonte,
boonbehalwe dit, maar ek sal sê, hou jou tempel skoon, moenie jou oorgee aan die liste van die duiwel en ook die afgode en al daai tipe van goed nie. Bly in die Here, bly skoon en waak daarteen so ver as wat jy kan. Want as dit jou eers het, is dit regtig baie, baie moeilik. Ek het al in die verlede baie keer probeer vir mediese redes en ek kon nie, maar die dag toe ek die Here met my praat en ek vra vir hom dat hy my sal help, dit is die dag, en dit is wat ek vir enige een vandag kan ook sê, dat wanneer jy sukkel, regtig, praat met die Here, glo, en die Here sal vir jou help, en baie dankie, en ek stuur nou weer terug na die ateljee vir jou in Mosselbaai. Dankie, baie. Tweede aan die woord gesels ons met Johan. Johan, baie dankie dat jy so tussen die werk deur die tyd uitgekoop het om met ons te kuier en met ons te gesels vandag. Johan, jy het ook vir baie lank gesukkel met rook en met hierdie hou vas op jou lewe. Deel met ons, hoe het jy vrygekom? Hoe was jy oortuig om hierdie ou leefstyl eenkant toe te sit en eintlik toe te laat dat die Here kan kom en jou kom nuut maak? Ek het net eendag besluit, ek het al jare eintlik eendag besluit ek hou op. Dit was net te veel gewees. Ek het my ekstrale in die hospitaal gesien en agtergekom dat my longe pik gietswart is, 48 jaar se rook en teer. En toe ek nou aftrek Mosselbaai toe begin ek fietsry en ek het een oggend het ek die see geryk en ek het dit baie jare laas geryk en daai middag 'n maand terug, net bietjie meer as 'n maand terug, toe besluit ek is genoeg. Johan, jy is nou vry en lewe glad nie meer in hierdie gevangenis van verslawing en van rook nie. Die Here het gekom en hy het kom nuut maak en hy het die hele gety omgedraai. Hoe sal jy sê, vergelyk jou huidige lewe, hierdie nuwe lewe, met die oue wat verby is in bintenis en in gevangenis? En ook, daar's so baie mans en vrouens wat ook al vir baie jare hierdie pad stap, ook sukkel met rook, sukkel met verslawing, en ek dink regtig na so baie jare, kom jy op 'n plek waar dit onmoontlik voel om vry te kom. Hoe sal jy hulle bemoedig en aanraai om na God toe te gaan en om toe te laat dat hy hulle kan kom vrymaak van hierdie roete? Kyk, verslawing is nou maar 'n ding wat rook is in sigself seker een van die moeilikste goed om te los, want jy staan op in die oggend, jy maak jou oë oop, eerste ding wat jy doen is jy rook, en dan kom jy Bybel en dan kom jy bid in die oggendtyd en die stilte tyd en dan dink jy maar jy is besig eintlik om die tempel van Jesus te vuil te maak. So dit en die feit laat ek nou baie beter voel. Ek ry fiets op 'n daaglikse basis. Ek ryk in proekos weer vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. So ja, vir ander wat in dieselfde posisie as ek is, sal ek net sê, kyk, dit is die beste besluit wat jy kan neem. Ek was gelukkig, ek was Heilige Gees geleid, ek het dit gedoen. Ek het geen onttrekkingssimptome nie, ek het nie ongeduldig geraak met mense nie, ek het nie erger begin eet of meer begin eet nie. So, dis nie altyd so moeilik nie, dis net 'n mind change. Jy verander jou mind en jy fokus op Jesus. En ja, ek moet sê, ek glo nie ek sou opgehou rook het as ek nie by ewige lewe en in Mosselbaai uitgekom het nie. Dit sou my nie so vreeslik geplaat nie, dink ek. En ek moet pastoor Marius baie dankie sê vir 'n wonderlike bediening. Ja, dit het ook gehelp. Kyk, jy kan dit nie sonder Jesus doen nie.
Dit is onmoontlik, jy kan nie. Daar is nie 'n manier nie. So, ek hoop dit beantwoord die vraag en ook laat ek kan getuig, ek voel baie meer fiks, ek kry baie meer gedoen, ek dink helderder, en soos ek sê, ek was nog nooit ongeduldig of aan die eet begin raak, of weer iets anders gebruik om dit op te vul of whatever nie, maar ja, ek voel baie beter. Ek hoop dit help. En die Here seën almal van julle wat sukkel daarmee. Probeer, jy gaan nie 'n fout maak nie. En daar het julle nou die 29ste episode van die 1 minuut met Jesus podcast. Johan en Bram, baie dankie dat julle hierdie storie met ons gedeel het. En waarlik, ek kan net dink aan 2 Korintiërs 5:17 wat sê, vir die wat in Christus is die oue verby en die nuwe het gekom, en waarlik het die nuwe vir julle gekom. En ek dink ook net aan die skrif wat sê, waar die Gees van God is daar vryheid. So kind van God, mag die Gees van God wat vry maak, jou regtig kom ontmoet en kom bemoedig. En as daar nog enigiets is wat vir jou voel, jy's in gevangenis en dis nog 'n binding op jou lewe, vat dit na sy voete toe. Hy wil jou vrymaak, hy wil jou nuut maak, hy kan dit vir jou doen. Kind van God, hou goeie moed en wees geseënd in die naam van Jesus Christus.